Baie dankie vir die geleentheid dat ek met julle kan deel vandag. Ek het, toe Johan my nou so druk, ek het saam met Jimmy, waar's Jimmy? Hy is nou nie hier nie. Ons het gister gaan squash speel en pluimbal speel, en ek sê vir julle, daai ouens druk nie so liggies nie. Hulle stamp. Ek sê vanoggend vir my, ek het byna op plekke waar ek nie geweet het ek het plekke nie. Dit was verskriklik. Ja, en hulle is sommer kwaad, hulle stamp jou net uit die pad uit. Toe dog ek, my, daar is nie 'n maklike game nie. Seker soos rappie. Ek dink, dit is 'n bietjie rower as pluimbal. Goed, ek wil vanoggend met ons praat oor die Vader se hart. Jan, baie dankie vir die graphic, dit lyk goed. Ja, ek wil praat oor die Vader se hart vandag, en ek wil oor 4 goedjies praat. Ek wil praat as God die Vader as 'n skepper, God die Vader as 'n koning, as 'n redder en as Vader. Dis die 4 goed wat ek oor wil praat. Maar voor ek daar kom, wil ek vra vanmôre, ek wil jy moet 'n oomblik dink aan die aardse pa. En dan het ek gedink wat gaan pas is as ons 'n kleur by dit sit. Nou, voor ons daar kom, wil ek praat oor, as ons 'n regter sien op 'n regtersbank, wat se kleur kom uit? Swart. Goed. As ons liefde sien, wat kom uit? Rooi. As ons 'n nuwe babatjie sien? Pink. Pink. As ons oorlog sien? Grys. Ja, dit is altyd so vaal grys. En baie keer as ons aardse pa moet dink en ons moet 'n kleur bysit, gaan dit nogal interessant wees om te weet wat se kleur kom in jou gedagte op. Want baie keer is daar ook 'n swart wat opkom, want hy's baie kwaai, baie aggressief, baie hard, baie rigied. Ek het altyd probeer, ek is in die lugmag gewees, in die weermag gewees, nie in die lugmag, om my kinders nie te rigied groot te maak nie, want ou kan so maklik gaan dit donker wees en swart wees en hard wees en moeilik wees en taaf wees. Hulle het pak gekry, moet ek sê. Dit is nou maar deel van dit wat moet gebeur. Maar baie keer as jy na jou pa kyk, is dit rooi, liefdevol, omgee, iemand wat altyd daar is, standvastig, sterk is. En baie keer is dit iemand wat vriendelik is en lag die hele tyd. Ek weet nie wat se kleur kan ons daarby sit nie. Miskien oranje of geel, of ek weet nie. Dis jou keuse wat se kleur jy by sit. Nou wat se kleur sien jy as jy na God die Vader kyk vandag? Goed. Ek gaan lees uit Romeine 1 vers 20 uit. En ek wil begin weer te praat oor God die skepper. En ek dink almal van ons is bewus dat God die skepper is. Ek gaan Afrikaans lees, julle kan in Engels volg. I'm going to read in Afrikaans, you can follow in English. Right. Romeine 1 vers 20-21 sê, van die begin van die skepping af, het God hom baie duidelik aan ons bekend gemaak. Alhoewel niemand van ons God met die blote oog kan sien nie, het hy sy groot krag oral in die skepping aan ons kom wys. Sy groot handewerk wys hy deurdat hy die enigste ware God is. Daarom het die mense geen verskoning nie. Hulle weet baie goed wie God is. Nou as ons dit sien as skepper, weet ons, God die skepper het alles gemaak. Alles wat daar is. En ons kan dit sien in die heelal, ons kan dit sien in die sterre, ons kan dit sien in alles. En eintlik sê die woord, ons het geen verskoning nie. Ons weet God is God, is dit nie? Maar as jou siening na God is, hy's net 'n skepper, is dit al wat jy gaan sien. Hy's net 'n skepper. 2 Korintiërs 5 vers 18 en 19. Wil ek praat, punt nommer 2, oor die redder. En ons weet dat God sy seun gestuur het om ons te kom red, is dit nie? En is dit alles wat jy sien van God as redder, is dit al wat daar is. Maar ek wil iets anders terwys vandag in hierdie vers. En dit lees as volg. Dit alles is God se werk. Hy het die vyandskap tussen ons en hom uit die pad gevat, toe Christus aan die kruis gedood is. God het my nou in sy diens geneem om vir die mense te vertel van sy versoening. Deur Christus se sterwe het God vrede tussen hom
en die wêreld gekom maak, tussen hom en die wêreld kom maak, omdat hy nie langer mense se sonde teen hulle hou nie. Dit is die goeie nuus wat ek oral bekend maak. En hier's 'n paar goed wat belangrik is. Ons sien God as 'n redder, maar dit was nie die doel nie. Die eerste punt wat ons sien is sy versoening. Die seun het aan die kruis gesterf sodat ons met die Vader versoen kan word. Hy het nie aan die kruis gesterf sodat ons kan hemel toe gaan en ons sonde vergewe kan word nie. Dit het tweede gekom. Dit is deel van die pakket gewees. Die eerste gedeelte was, hy het aan die kruis gesterf sodat ons met die Vader versoen kan word. Laat ons 'n ander prentjie kon sien van God die Vader. Ek weet nie wie van julle nie, as jy vandag moet vir die laaste keer jou kind sien en sê, wel, jy gaan hom dalk eers weer oor 100 jaar sien of 200 jaar. Hoe gaan dit voel? Dit gaan 'n bietjie taai wees. Dit gaan moeilik wees. En ek dink God die Vader wat in die hemel gesit het daar gesit en gedink, ek het hierdie mense gemaak, maar ek sien hulle nie. Ek's nie by hulle nie. Hulle praat nie met my nie, hulle sien my as hierdie groot God, as 'n regter wat in die hemel sit, en ek het nie kontak, ek het nie toegang na hulle toe nie. En hy moes 'n plan maak om sy seun te stuur om te sterf aan die kruis, sodat ek en u toegang het na die Vader toe. En so ook die Vader na ons toe. Ek dink baie keer staan die Vader voor ons, of naby ons, of by ons, en omdat ons hom nie sien as 'n Vader nie, maar ons sien hom as 'n skepper, en miskien 'n redder, het ons nie daai verhouding met hom nie. Staan ons nie in daai vernootskap of verhouding met God die Vader as sulks nie. En as ek vandag praat oor die Vader se hart, wil ek praat oor om by die Vader se hart uit te kom. Wie is die Vader? Wie is hy vir ons? Dan natuurlik baie mense sal na God die Vader kyk as koning. Hy is tog die koning van die heelal, hy het die meeste van die reëls in die Ou Testament gegee. Nou ek weet nie van julle nie, as jy op 'n aardse plek is, soos byvoorbeeld in Suid-Afrika, daar's reëls, daar's 'n spoedgrens. En as jy nie weet wat die spoedgrens is nie, gaan jy hom oorskry. Jy kan vir Johan vra, jy weet hoe werk dit. Dan gaan jy hom oorskry, want jy is onder die indruk, dis nie die spoedgrens nie, en dan oorskry jy hom. En dan staan daar naderhand 'n ou in die pad en sê vir jou, jy het te vinnig gery, en dan denk jy, okay, ek het nou nie regtig geweet nie, maar daar's iemand wat daai reël gemaak het. En as jy die wet oorskry, dan sal 'n tannie wat vir jou kom sê, pastoor, ek is baie jammer, maar jy het die spoedgrens oorskry, en hulle skryf daar op 'n stukkie papier 'n boetetjie, want jy het die wet oorskry. En as ons na God kyk as die koning wat die reëls maak, en ons oorskry dit, kry ons 'n boete, dan gaan dit jou siening wees van God die Vader. Jy gaan nie die Vader se hart sien nie. Ek gaan net 'n storieetjie vertel, dink ek. Daar was eendag in 'n baie, ek wil nie sê agtergeblewe, klink dalk 'n goeie woord, gemeenskap was daar skool gewees. En in die skool het die senior kinders besluit wat hulle gaan doen, hulle gaan kyk hoe vinnig hulle die onderwyser uit daai posisie uit kan kry. So as daar 'n onderwyser aangestel is oor hulle en hulle moet nou 'n vak aanbied, dan was hulle doel om te kyk hoe vinnig kan ons ontslaa raak van hierdie onderwyser. En wat hulle gedoen het, hulle het alles probeer om hierdie onderwyser so gou as moontlik uit te kry. En wat gebeur het is, hulle stel 'n Christen as 'n onderwyser aan. En die eerste dag toe die onderwyser daar kom, het hy al gehoor, jong, hier's moeilikheid, want hulle probeer jou so gou as moontlik uitkry. Hulle raak vir ontslae. Party ons hou 'n dag, dan is hulle weg. Party 2 dae, party 'n week. En hy besluit toe nee, hy gaan 'n punt maak daarvan as Christen om nie te gaan nie. En hy besluit toe by die skool kom, hy gaan 'n paar reëls instel. En hy gaan daar kom met sy kar en hy gaan vir almal sê, kyk my mooi kar, hy ry 'n Mercedes vir watter rede ook al. En almal sê ja, nee, is 'n mooi kar en al die gesê, hoe dink jy gaan jy so 'n kar kry? En hy sê, wel, sekerlik moet ons leer om 'n geleerdheid te kry, om 'n kar te kan bekostig, om 'n goeie werk te kry, om 'n kar te bekostig. Hy sê, ja, julle het dit. So wat, in die gesprek besluit hulle, okay, wat gaan ons maak met iemand wat nie leer nie? En sê, okay, by hierdie skool glo ons nie aan time out nie.
Ons glo iemand moet pak kry. En ons glo nie iemand moet pak kry op die boude nie, sommer net so oor die rug 'n paar houe met 'n beld. Hulle sê nee, is reg. Hoeveel houe? Hulle sê as iemand die klas omwrig en hulle luister nie, 2 houe op die rug. Want dis was nou talle ouens en hulle probeer ook hierdie onderwyser bietjie skok dat hulle die pad vat. Of hy die pad vat. En wat gebeur is hulle stel 'n klomp reëls in. Ek dink hier by die 20-25 reëls stel hulle in sodat hulle kan leer. Sodat hulle geleerdheid kan kry, goeie werk kan kry, om 'n goeie kar te kan koop. En so gebeur dit dat iemand se middagete of se lunchbox, wat 'n kospakkie wegraak in die klas. En rapporteer dit aan die onderwyser. En die onderwyser sê, het ons nie besluit dis 6 houe op die rug nie. En hy sê ja, dis 6 houe op die rug. Wie die kospakkie gesteel? En die onderwyser, niemand antwoord nou natuurlik nie, want hier's pak slawe wat kom. En uiteindelik besluit hulle, ons bly hier tot die skuldige uitkom. Nou wie van die onderwysers het dit nog? Jy sal hier bly tot jy jou wiskunde reg kry. Bly daar. En so rukkie later gaan 'n hand op en sê nee meneer, dis ek. Ek het die kospakkie gesteel. En die kind wie se kospakkie gesteel sê ja, 6 houe, hier kom dit. En toe die man of die jong man opstaan of die seun opstaan en vorentoe gaan, sê right, ons gaan jou slaan 6 houe en hy trek sy baadjie uit. Toe het hy nie 'n hemp onder die baadjie aan nie. So arm was hy. En toe hulle gereed maak om die eerste hout te slaan, toe staan die kind op wie se kospakkie gesteel is. En sê meneer, ons het besluit dis 6 houe op die rug met die beld. Kan iemand instaan om die pak te kry? En meer sowel, ons het nie besluit wie moet die pak vat nie, die pak moet gevat word, want dis die reël. En hy staan vorentoe en sê ek sal die pak vat. Toe hy sien, hierdie kind is arm. En hy vat die 6 houe, en toe hy klaar die houe gevat en hy draai om, toe huil die hele klas. Want die prentjie wat hier geskets is dieselfde prentjie wat in die woord is. Ons het die volle pak sla verdien van God die Vader af. Maar Jesus het ingestaan vir my en jou. Hy het die pak gevat. Hy het die pak gevat sodat ons dit nie hoef te vat nie. En ek wil vir ons lees uit Openbaring 21 vers 1 tot 3. Openbaring 21 vers 1 tot 3. Ek sien toe 'n splinter nuwe hemel en aarde. Die aarde, soos ons dit ken, het verdwyn en die hemel, soos ons dit ken, was nie meer daar nie. Ek sien toe hoe God sy stad, die nuwe Jerusalem, uit die hemel laat afkom. Die stad was pragtig soos 'n bruid wat haar vir die bruidegom mooi gemaak het. Toe het 'n harde stem gesê, God bly nou by en tussen die mense. Ja, hy gaan saam met hulle bly, hulle is sy mense. Hulle sal sy mense wees, en hy sal God by hulle en saam met hulle wees. En dis God die Vader se hart as 'n vader, om uiteindelik tussen, by, saam en met ons te wees. Ek weet nie van julle nie, maar ek dink as 'n pa se beste plek is om jou kinders om jou te hê. Die frustrerendste vir my op 'n dag is as ek by die huis sit en die kinders is nie daar nie. Dirkie is die naweek weg, Benjamin was iewers terheen, hy het iets gaan doen. Daniel is getroud. En nou wat gebeur is, nou sit ek daar en ek mis my kinders. En ek sit daar en ek dink, hoe moet God die Vader voel baie keer? Want ons is tog sy kinders, is ons nie? En ek dink, hy sit baie keer daar en dink, ja, ek mis my kinders, waar is my kinders? Maar ons kom baie keer nie op die plek om God die Vader te sien as iemand wat omgee oor my en jou nie. As iemand wat wil hê ons moet by hom wees nie.
En ek sal baie keer net by een van die kinders by bed gaan lê, terwyl hulle besig is om games te speel of wat ook al te doen. En nie om te praat nie, net om daar by hulle te wees. Maar God die Vader wil tussen en saam en by my en jou wees. Maar ons laat hom baie keer nie toe nie, want ons sien hom as hierdie groot koning met reëls en iemand gaan pak kry. Is dit nie? En as ons net ons siening na God 'n bietjie kan skuif, net so bietjie kan verander en sê, wow, ja, God is die skepper, God is die redder en God is 'n koning, maar hy is ook my pa. Dan sien ons hom anderster. En dan kan ons toegang kry vir wat Jesus voorgesterf het na hom toe en baie keer net op sy skoot gaan sit. En baie keer hoef ons net niks te sê nie. Ons moet net daar wees. Ons moet net saam met hom wees. Ek wil vir ons lees Matteus 5. En dis 'n bietjie 'n groot stukkie. Ek gaan my bes te gee. Matteus 5:43 tot die einde. En hy praat hier van jou vyand en hy sê die volgende: Julle ken die ou opvatting wat sê, wees lief vir jou naaste en haat jou vyand. Wel, dit is nie waar nie. Ek sê vir julle vandag dat julle ook julle vyande moet lief hê. Bid vir almal wat julle swaar laat kry en julle vervolg. Dan leef julle regtig soos kinders van God. Want hy doen die goeie dinge vir almal. Hy laat die son skyn oor goeie mense en oor slegte mense. Hy laat dit ook reën oor goeie mense se grond en oor slegte mense se grond. As julle net daardie mense liefhet met wie julle goed oor die weg kom, moet julle dan nie verwag dat julle daarvoor 'n medalje vir goeie diens by God gaan kry nie. Dink julle nie dis 'n goeie vertaling nie? Ons dink ons gaan 'n medalje kry vir goeie diens by God. Dit is nogal cool. Okay, almal doen dit tog. Ook die slegte mense wat nie aan God glo nie. As julle net julle familie en vriende groet, het julle niks spesiaal gedoen nie. Selfs die grootste sondaars groet ook hulle vriende. Julle moet soos julle hemelse Vader wees. Hy het almal hier op aarde lief. As julle ook vol liefde en respek optree teenoor almal met wie julle te doen kry, doen julle presies wat die wet van julle vra. Dan stap julle in julle hemelse Vader se voetspore. Dan is julle net soos hy. Is dit nie 'n mooi vertaling hierdie nie? In Afrikaans sê dit baie mooi. Nou die dag, ek kan nie onthou nie, ons het gebid vir Zandro wat Tsanien toe gaan. En toe hy hier oploop, toe sien ek, hy loop net soos Trevor. Hy het dieselfde manier, hy loop net soos sy pa, sy pa se manier. Toe dink ek, ja, hy loop in sy pa se voetspore. En ek glo, die wat my pa geken het, sal dink, jy's net soos jou pa. Want hoe meer tyd ons met ons pa spandeer, hoe meer word ons soos hom. En God die Vader wil hê, ons moet sy liefde tentoonstel vir hierdie wêreld, waar ook al ons gaan. En as ons nie sy liefde ken en ervaar en weet wat dit is nie, wat gaan ons vir die wêreld gee? Hoe gee ons dit dan vir iemand anderster? Beteken ons moet by God die Vader kan sit, ervaar wie hy is en wat hy doen en dieselfde doen. Dan glo ek, gaan ons 'n stappie nader wees om te wees soos ons hemelse Vader. Matteus 6 vers 6 sê, jy hoef nie op te sit nie, sê die volgende: as jy bid, gaan dan na 'n stil plek toe waar niemand jou kan sien nie. Trek die deur agter jou toe en praat dan eenkant opreg met jou hemelse Vader. Hy sal sorg dat jy jou hemelse beloning kry. Efesiërs 3 vers 14 sê, juist daarom gaan ek op my knieë voor die Vader. Daar's 'n plek waar ek en u 'n dieper, 'n meer meningvolle verhouding met God die Vader kan hê. En dis baie keer daar waar ons alleen is. Dis baie keer daar waar niemand sien nie. Dis baie keer daar waar jou deur toe is en jy op jou knieë staan en sê, Vader, hier is ek. Ek het 'n manier, en Shamaine weet al,
As ek gaan bad in die aand, dan maak ek die deur basies toe en dis my stopplek voor die Here. En ek weet ou lê nou kaal, maar dis baie keer nodig om te verstaan dat daar's geen bedoeling of bybedoeling of iets weggesteek wanneer jy na die Vader toe gaan nie. En ons het nodig om baie keer net sonder 'n voorbehoud, sonder 'n bybedoeling. Ek sê eendag vir iemand, ons kan nie God se arm draai vir jou om geseën te word terwyl jy in sonde is nie. Hy het nie 'n rubberarm wat ons kan twist nie. Daar's sekere goed wat reg is en daar's sekere goed wat verkeerd is. Maak jou lewe skoon. Laat ons amper voor die Here kan staan. En ek wil sê, naak of kaal, voor hom kan staan en te sê, ek steek niks weg nie, want U is my hemelse Vader. En as ek daar kan staan en weet wie my hemelse Vader is, kan ek sy liefde ervaar vir my en dit oordra na die mense om my toe. Ek wil gou 3 goedjies aanraak as ons dit doen. En wanneer ons dit doen, is daar sekuriteit of sekerheid wat in ons inkom. Ons is seker van wie ons is. Ons behoort, is dit nie? As jou pa by die huis is en jy het 'n pa, behoort jy tog aan daai familie. Miskien is jy die pa vandag. Jy behoort. Daar's iemand wat jou ken, jy's familie. Jy behoort daar. En dan bepaal dit ook ons identiteit. As ons by God die Vader sit, is daar identiteit wat binne in my en jou gevestig word, wat bepaal wie ons is. En so maklik vandag as ons na mense kyk, dink ons, party mense verstaan nie wie hulle is nie. Hulle weet nie, en dis die grootste vraag, wie is ek? Wie is ek? En hoe gaan ons daai geantwoord kry, as ons nie na die Skepper, die Redder, en die Vader toe gaan, om by hom te sit, en te weet wie ek is nie. Die probleem is, wanneer ons dit nie weet nie, sal ons baie keer in 'n vrees loop vir God die Vader. Ons sal baie keer bang wees. Ons sal baie keer bang wees, miskien het ons sonde gedoen. Miskien het ons eers 'n fout gemaak. Miskien gaan ons nie suksesvol wees nie. Maar wanneer ons hierdie 3 punte het, wanneer ons seker is wie ons is, wanneer ons weet ons behoort aan God se familie, en wanneer ons weet wie ons identiteit is, wat ons identiteit is in hom, bring dit 'n hoop in ons harte in. Daar's 'n motivering wat kom in ons. Ons ervaar sy liefde en ons gaan uit en deel dit met hierdie wêreld. En ek wil vir julle sê, ons kan kyk na God as 'n koning, ons kan kyk na hom as 'n redder, ons kan kyk na hom as die skepper. Maar as ons nie verstaan, dis 'n transisie wat plaasgevind het na 'n Vader toe nie, gaan ons 'n probleem hê. Daar was 'n koning en die koning het agtergekom iemand steel sy goud. Nou as jy hierdie storie gehoor het, vergewe my. Agtergekom iemand steel by hom sy edelstene en sy goud. En wat hy gedoen het is, hy sê, ek stel 'n wet in. As ons daai ou vang, en hier moes ek gaan Google wat sy regte woord, en ek dink ek gaan hom reg hê, dis 'n vuurvark, 'n poker, fire poker, hot poker. Wie is 'n vuurvark in Afrikaans? Ek het nie geweet dis 'n Afrikaanse vuurvark nie. Ek gaan dink so 'n vuurpyl of iets van die aard. Dan gaan ons 'n vuurvark vat en albei sy oë uitsteek, omdat hy die gevangsteel is. En so gaan die tyd verby, dis oor die hele volk afgekondig, as jy die koning se goud en edelstene steel, steek ons jou oë uit. 6 weke later gebeur dit, dat hulle met die skelm na vore kom. En hulle die vuur gestook, en die vuurvark binne in die vuur gesit. Maar toe die persoon inkom wat geboei is, toe sit die koning se eie seun wat inkom. En nou staan hy voor die volk, en die volk wag nou om te sien wat die koning gaan doen. En die koning vat die vuurvark, en hy steek sy eie seun se oog uit met die vuurvark, en hy haal hom uit. En hy draai om na een van sy ministers toe, en hy sê, steek my linker oog uit. Want sy wet was, ek steek al twee die oë uit. En hy het sy seun se een oog uitgesteek, en hulle moes sy een oog uitsteek. En dis die verskil tussen 'n koning en 'n vader.
'n koning kan reëls maak en almal moet dit volg en almal moet dit nakom. Maar as jy 'n vader is, dan gee jy van jouself. Dit is nie altyd maklik om kinders groot te maak, dink ek nie. Maar baie keer is daar 'n plek waar die vader, wat die koning ook is, sy seun moes gee, vir my en u. En ek wil vandag sê, dis eintlik die goeie nuus. Om te weet, die Vader gee genoeg vir elke mens op hierdie aarde sodat hy sy oog sal uitsteek. Sy seun sal gee, om vir my en u te sterf aan die kruis. Sodat ek en u toegang het na die Vader toe. Sodat ek en u na die Vader toe kan gaan, met wat ook al ons probleme is. Waarmee ons sukkel. Of ons swaar kry of nie. As dit seer is, as dit lekker is, kan ons na ons hemelse Vader gaan, as 'n Vader. Hy's vol barmhartigheid, hy's vol genade, hy's 'n liefdevolle Vader. Jakobus 2 vers 13 sê, iemand wat ander mense sonder werklike liefde en gevoel behandel, sal dieselfde liefdeloosheid en gevoelloosheid by die finale oordeel ervaar. As iemand egter liefdevol en sensitief teenoor 'n ander optree, beteken dit dat daar by die oordeel niks teen so 'n persoon gesê sal word nie. As ons weet wat die Vader vir ons het, en ons met dit in hierdie wêreld kan ingaan, vol liefde, vol sensitiwiteit, vol barmhartigheid en vol genade, gaan dit ook aan ons bewys word, wanneer ons voor die Vader staan. Die vraag is vanmôre, hoe doen u heiliglik wanneer u kyk na die Vader? Is daar sekuriteit in die Vader? Kry jy jou identiteit by die Vader en behoort jy aan die Vader? Ons het nodig om meer tyd te maak saam met die Vader. En ons is nou in vakansie, daar's baie ons nie hier nie, so ons kan 'n bietjie tyd vat. En miskien onder die boom gaan sit, langs die vuur. Ek gaan 10 to 1 in die bad lê. Net om tyd te spandeer met die Vader. En te sê, Vader, U is ons hemelse Vader. Ek wil wat U het, hê. Ek wil lyk soos U. En as ek in hierdie wêreld uitgaan, wil ek hierdie wêreld vir U impakteer. God het mense lief. Baie keer het ons nie genoeg mense lief nie, maar God het mense lief. En ons wys dit deur om te gee, ons wys dit om by mense uit te kom. Ek wil eendag sê, die Vader sal enigiets doen om tyd met jou te spandeer. Hy sal alles skuif vir jou. Die probleem is, skuif ons dit. En ons is baie keer so besig om dinge te jaag, dinge te doen. Iemand sê nou eendag, ek moet dit doen. Ek moet harder werk, ek moet meer doen. En as ons vir 'n oomblik besef dat ons kan niks werke doen om God beter te behaag nie. Jy kan niks meer doen nie. Jy kan nie harder werk nie, jy kan nie meer doen nie. Daar's 'n skrif in die woord wat sê, Jesus sê, ek doen net wat ek die Vader sien doen. Nou dink ek, as Jesus nie die Vader iets sien doen nie, het hy eintlik niks gedoen nie. En ons is baie keer te besig, so besig dat ons nie by die Vader kan uitkom nie. Ons is so besig met dinge in hierdie wêreld, dat ons nie die Vader sien nie. Ja, ek weet daar's ouens wat nog bietjie wil sport doen en ouens wat 'n bietjie wil werk. Ek weet nie van julle nie, maar werk is nie die maklikste goed op aarde nie. Maar ons raak so besig soms. En dan sal God baie keer hierdie goed van ons begin weerhou of afskei, om te sê eintlik is dit nie jou werk wat jou God is nie. Eintlik is dit nie jou sport wat jou God is nie. Ek is jou God. En as jy my eerste dien of eerste stel, kan ek jou amper 'n brief gee. Jy gaan in elk geval goed doen in jou werk en in jou sport. Want God is eerste in jou lewe. So hy sal enigiets doen om by jou uit te kom. Doen jy jou beste om by die Vader uit te kom.
as ons God se hart verstaan ons dat God net die beste vir my en u wil hê. That was my Afrikaans portion. I'm quickly going to start with the English part. I'm joking. Sorry. I know we do have a ministry at the back that translate. And I want to honor them for translating word for word that I'm saying, even if I'm saying it fast. So sorry about that, Linda. And we appreciate you for just taking your time and translating for us at the back. Dankie vir elke ou wat in die bediening is, elke ou wat sy diens doen, elke dag Japie, jy en jou span, die deurwagters, Jimmy, jy en jou span, dankie vir julle. Ons waardeer dit. Ek sal graag wou gehad ons 'n koppie koffie en na die tyd, maar ons gaan dit nie. Sorry julle, Eskom het ook sy planne. En ja, ek wil vir ons bid. Laat ons in hierdie seisoen die tyd sal vat om nader aan die Vader te kom as 'n Vader. Ja, ons erken hom as die skepper, die redder en die koning. Maar laat ons sal weet, hy is die Vader van ons almal. Kom ons bid saam. Vader, ek kom vandag na u toe in die naam van Jesus. En Vader, ek weet, as mens kan ek nie u hart oordra soos wat u kan nie. En Vader, ek vra in hierdie tyd, wanneer mense met u tyd spandeer, dat hulle u hartklop sal hoor, dat hulle u hart sal optel vir hulle, dat hulle sal weet, u is nie net 'n koning wat eerster sit nie, maar u is 'n hemelse Vader, wat lief is vir elkeen van die kinders. En u sal berge vir elkeen versit, om by hulle uit te kom. Vader, ek bid, dat u sal help, sodat ons tyd reg sal spandeer, om by u te wees, by u te kom, op u skoot te sit, en u hartklop te hoor en te verstaan, sodat ons lief kan wees vir hierdie wêreld, in hierdie tyd, in die naam van Jesus Christus. Amen.